net vir ons sit. Die Here is so groot dat 24 ouderlinge voor hom neerval, hulle krone voor hom neerwerp. En sê aan hom kom toe al die mag en die heerlikheid, die krag, die rykdom, en besing sy lof. Selfs die 4 lewende wesens wat verskriklik lyk, val voor hom neer in aanbidding. Is 'n groot God, is 'n magtige God, is 'n realiteit, hy wat ons gemaak het. Wil jy net vanoggend voor jy sit, het vir ons sê, Here, U is my God. Ek hoor, ek luister, ek ontvang U woord. Ek sit vanoggend met vertroue in U. Ek gee oor aan U. U wat is, wat was en wat kom. Kom toe al die eer en die heerlikheid, die krag en die sterkte. Van ewigheid tot ewigheid. Net daar waar hy staan, bring hom 'n bietjie lof en eer, asseblief. Daar's niemand soos hy nie. Geen mens nie. Geen skepsel, daar's niks anders nie wat wie hom kan gelykstel nie. Hy is die hoogste. Voor ons die woord verkondig, maak net jou hart oop en sê, let your will be done. Lord, as in heaven, so into my life. In Jesus' name. Amen. Amen. Baie dankie, kom ons. Dankie Louis en die voorsangers en musikante, ons waardeer julle. Waardeer julle baie. Amen. Wanneer ek vanoggend die woord in jou verkondig, praat ek uit Psalm 103 en daar's nog 'n klompie Ou Testamentiese tekste wat ons gaan aanhaal. Wat ek wil hê jy moet verstaan as ons preek, soms omdat ons almal uit agtergrond uitkom, het ons 'n geneigtheid om goed op sekere plekke te sit, maar daar's eintlik op net een plek waar die kinders van God, die wedergebore mense, hulle gedagtes en idees kan sit, en dit is in die Nuwe Verbond of die Nuwe Testament soos ons dit ken. Jy kan nie met die een voet daar een kant, as ons praat van verbond, dan praat ons van wat die Here met Moses aangegaan het met sy volk, en toe hulle die beloofde land slawerny uitgelei, beloofde land toe, en die wette wat hulle gekry het, en wat hulle moes doen om hulle self te express in hulle aanbidding van die Here en wat daarom gaan. Dit al daardie goed, en toe kom die Here Jesus. En toe die Here Jesus kom by die kruis, toe is daar 'n verdeling wat plaasvind vir ewig en altyd. Dit wat agter is agter, en hy kom met 'n nuwe verbond, en die skrif sê sy verbond, die nuwe een is beter as die ou verbond. En dit moet jy in jou hart begin verstaan so vanoggend preek. En daar's soveel goed, amper Nuwe Testament, wel nie amper, dit is Nuwe Testamentiese goed wat geskryf is in die Ou Testament. Soos Jesaja 53. Soos in die Psalms, die wat ek nou gaan lees, Psalm 23, as jy gaan lees, daar's soveel goed wat nie gaan oor iets anderster as oor God en sy grootheid en sy almag wat Jesus beskryf en sy heerlikheid nie. So wanneer ek vanoggend van die goed aanhaal, moenie dink ek gee terugwys nie. Ek wil net hê jy moet verstaan wat hy daar gesê het is nog steeds waar vandag, omdat hy Jesus uit die dood het opgestaan het. Is jy nog by my? Wie glo het opgestaan? Ja, en spesifiek die eerste dag van die week, die Sondag, die opgestaan uit die dood. Dis hoekom ons hier saamkom hierdie dag, om te herdenk, hy het opgestaan, en omdat hy opgestaan het, is hy in staat om steeds vir ons in te tree, in staat om steeds met ons te deel, om homself ons te openbaar. En Louis het ook vanoggend 'n slag aangehaal, dat ons wil hê, jy moet weet,
Ons wag nie op 'n koninkryk wat kom nie. Ons glo sy koninkryk het gekom. En ek weet dit is 'n ding wat ou nie baie moet oor praat nie, mense word vies daaroor, maar jy moet iets verstaan dat die Here Jesus homself het hierdie ding gesê. Hy het gesê, hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie. Hy sê want my koninkryk is binne in julle. Is julle nog by my? So die ding is dat jy Christus aangeneem met verlosser en saligmaker. Hy het jou, jy's weergebore. Sy saad is in jou, hy is in jou, sy heerlikheid in jou. Dan beteken dit vir jou hierdie ding, sy koninkryk is binne in jou. Hy kom nie eendag nie, hy het gekom, hy is reeds binne in u. Is hy nog by my? Nou, ek weet ook dan vir maar hoekom dit en hoekom dat? Nou, die hoekom dit nie, hoekom dat is om jou denke nie vernuwe is nie. God het goed in jou gees kom doen. Hy het goed jou inner man and done some wonderful stuff in your inner man, but your knowledge, you must renew your mind. Jou gedagtewêreld, dis wat vernuwe word. En hoe vraag jy maar, wat bedoel jy? Al wat ek bedoel is, Paulus skryf baie oor hier goed. Nou, Paulus was 'n Jood vir alle Jode, hy het gekom, hy het groot geword, hy was by die voete van Gamaliel, hy het die grootste teachings gehad, maar toe hy die Here Jesus raakloop, toe word hy geskit tot in sy fondasies, hy vir 'n paar jaar daar in die Arabiese woestyn gewees, hy daar moes 'n ontmoeting met die Here Jesus self gehad het, want hy vertel wat daar gebeur het, en hoe die Here self vir hom goed gesê het, byvoorbeeld oor die nagmaal, hy vertel van daardie goed, maar dit was so lewensveranderend, toe hy daar uitkom, toe kon die kerkewêreld van daai tyd hom nie hanteer nie. Want hy kom met 'n nuwe ding te voorskyn, en hy kon vertel van die koninkryk van God, wat in ons harte en in ons lewens is, en wat in ons werk en deur ons werk. So, wil ek hê, as ek goed begin deel met jou, sien dit die oog nie van ander kant die kruis af nie, maar van hierdie kant. Hierdie kant, waar nie net 'n kruis is, maar 'n leë graf, waar Christus opgestaan het, waar sy gees uitgestort is. Kyk van hierdie kant af. Is dit okay so? Is jy nog by my? Psalm 103, vers 1. En terwyl as ek praat, kan jy maar daai laaste teks altyd daar los, tot ek aangaan. Vergeef my, ek nou al moet water drink. Hy begin, Dawid, en hy sê, loof die Here o my siel, en alles wat binne my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Nou, hierdie psalm vir my en Rita vreeslik baie beteken, in die tyd van ons lewens toe ons dit nodig gehad het, was dit die woord die Here vir ons omgee het. En dis Dawid wat hier besig is met die Here, maar dit is 'n persoonlike ding. Hy sê nie vir die volk, kom ons almal loof die Here nie. Gemeente, kom ons staan op en maak sy naam groot. Hy praat vir homself met sy eie siel. Hy sê vir sy siel, my siel, loof jy die Here. Dis ek en jy en die Here. Die Here en ons. En hy praat met sy eie siel. Nou jou siel is jou denke wêreld. Dis jou emosionele wêreld. Dis daai ander wêreld. En hy sê vir hom, is tyd dat jy jou denke verander, anders te dink, en begin loof hierdie groot almagtige God. O my siel, loof die Here en vergeet geen een van sy weldade. Wat beteken baie keer, beteken dit dat ons baie keer sy weldade vergeet. Dis hoekom ons oorwin die duiwel deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis. Dit wat ek jy praat oor en vertel oor die goedheid van die Here. Gisteraand het ek daar by ons buitekant op die stoep gesit in die koelte van die aand en had fyn reën geval, het was so lekker, maar terwyl ek daar sit, het deur my hart kom stroom getuienisse van die verlede. Dinge wat die Here in die verlede gedoen het. Dinge wat hy vir ons geleer en gesê het. Openbaringe wat hy gegee het, wonders en tekens wat plaasgevind het ek begin beleef terwyl ek daar is. So hy kom en hy sê, vergeet geen een van sy weldade nie. Deze in die begin van die diens gesê, daar's mense wat ons het begin van die jaar in ons 'n klare probleem.
Maar ek kan nog vir jou aanmoedig, wie van julle wil hier sit nou? Nou vraag almal wat kan en weet waarvan ek praat, om saam te werk. Wie van julle wat hier sit, onthou dat God een of ander tyd vir jou 'n goeie ding gedoen. Steek jou hand op, hou hom daar, ek net sien. Daar is ouens wat nog nie beleef, daar's anders beleef, klomp mense. Nou oké. Nou sê hy vanoggend vir jou, moet dit nie vergeet nie. Is julle nog by? Sê ek sal dit nie vergeet nie. Daar's 'n rede. Want as hy daai God wat dit gedoen het, is dieselfde God vandag. Dis hoekom Hebreë sê, hy's gister en vandag dieselfde en tot in alle ewigheid. Wat hy vir jou gister gedoen het, onthou, is dieselfde Here vandag. En hy sal vandag vir jou doen wat hy gister gedoen het en nog meer. Is jy nog by my? Wie's by my? Wie's dankbaar daarvoor? Daardie goed die Here vir jou gedoen, moet dit nie vergeet nie. Roep dit op. Onthou dit vernuwe jou denke, dit stoot daai depressiviteit weg, daai ongeloof word weggestoot, daar gebeur iets in die geesteswêreld, want dit is hy wat dit gedoen het, en hy sal het weer doen. En hy sê in vers 3, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees. Vergewe jou ongeregtigheid. As kies ek so baie sê, preek saam en doen dinge saam, anders voel ek so vrek alleen hier voor, ek gaan sit sommer. Maar wie van u sê my hoen dan, ek het vergifnis nodig? Ek hoor, ons is in vergifnis nodig. Voel ek hier so onwaardig, so skuldig. Maar ek wil hê, jy moet sien, hy sê, vergeet nie sy weldade nie. Een van sy weldade is, hy vergewe jou ongeregtigheid. Inteendeel die skrif sê, hy verwyder jou sonde van jou af, so ver soos die ooste van die weste. Vat dit weg. Wat hom betref, kom sê vanoggend vir jou, in Christus Jesus, deur sy bloed, is jy vergewe. Jy's vrygespreek, inteendeel, ek hou niks teen jou nie. Jy word by hom so vergewe, asof jy nog nooit in jou lewe gesondig het nie. En dan hoef jy jou hand op te steek, maar ek dink ons almal die sit, sal goed onthou wat jy oor skaam is. Goed wat jou onvrymoedig maak. Die oomblik as jy terugdink, dan sê jy, net nie dit nie, net nie dit nie. Maar wat hom betref, het hy het verwyder van my af, soos die ooste van die weste. Ooste van die weste, ons het al vir julle gesê, hoekom het ooste en weste is, wat noord ontmoet vir suid, en suid ontmoet vir noord, maar oos kan nie vir wes ontmoet nie, en wes kan nie vir oos ontmoet nie, daar's geen ontmoeting tussen my en my sonde ooit weer nie. Is u nog by my? Dis hoekom hierdie gedagte moet vernuwe word, want jou probleme, jou aanklagte kom hier uit, en jy moet vir hierdie, amper sê ek domkop, maar hierdie een dan, hierdie met die grijse hare, en die min, sê jy, you are forgiven. Jy leef uit vergifnis. Jy leef deur vergifnis. Dis iets wat jy doen nie, is iets wat hy gegee het, toe aan die kruis gesterf het, en sê, dis volbring, dis afgehandel, die prys is vir jou betaal, jy is vergewe. Al jou ongeregtigheid, nie sommige nie, al jou ongeregtigheid. En ek is seker, daar sal mense wees, wat hier sit, miskien nie baie nie, maar 'n paar wat al sê, ek het al gedink, ek het die sonde verdien wat tot die dood toe is. Of daai sonde wat die nie kan vergewe word. Ek wil net jy moet verstaan, die skrif sê, al jou sonde is vergewe. Is u nog by my? Sê saam met my, al my sonde. Dis verwyder van jou, soos die ooste van die weste, die manier wat die Here, die Vader in Christus Jesus na jou kyk. Die manier hoe God die Vader een op die troon sit, in Openbaring en die seun voor hom, soos 'n lam wat geslag is, na jou kyk. Die manier sê, jy is vergewe. In so 'n manier dat in Hebreërs vir ons sê, aan julle sondes en julle ongeregtigheid, dink ek nooit weer nie. Is jy nog by? So sê vir jou kop, jy hoef nooit weer aan jou ellende te dink nie. Jy hoef nooit weer aan jou skaamtes te dink nie. Jy hoef dit nooit weer op te roep nie. Jy kan dit laat gaan, want ons het die gedagtes van God. En Paulus beskryf, ek dink 1 Korinte 2, wat hy sê, ons het die sin van Christus. Ons het die denke
van Christus. Ons kan dink soos hy dink, en hy dink, ek is goed genoeg. Hy dink ek is okay. Hy dink ek het nog nooit gesondig nie, ek het nog nooit 'n fout gemaak, dis hoe hy van my dink. Vanoggend kerk, sit ons as mense, en ons probleem is ons vlees. Ons vlees, die denke, wat julle oortuig, jy is nie goed genoeg nie. Maar ek wil hê, jy moet weer die skrif sê, en dis Dawid die skryf, dieselfde ou, wat groot foute gemaak het, wat sê, hy het my vergewe, hy het my vryheid gespreek, en hy vergewe nie het my ongeregtigheid nie, in vers 3 sê, wat al jou krankheid genees. Is jy nog by? Sê saam met my, wat my gesond maak. Selfs Petrus, 1 Petrus 2 sê hierdie ding. Hy sê 1 Petrus 2:24, hy wat selfs ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. So hy het jou sondes klaar gedra. Jy kan nou maar afsterwe, jy kan nou maar groet, jy gaan dit nooit weer nodig hê nie. Saam met daai pakket kom 'n ding, hy sê hierdie ding, deur wie se wonde julle genees is. Sê saam met my, genees is. Ek wil hê jy moet doen, ek moet rede, ek is hier vir Fanny. Ek is hier om jou te help. Ek wil hê jou kop moet verander, jou denke verander. Jy sê, deur sy wonde is. Sê saam met my is. Is nou genees. Amen. So wat hom betref, is ek net vergewe, ek is genees ook. Ag, Here Jesus. Sy dogter bly wees daaroor. En so ver as hy gaan. Jesaja 53 sê, jy sê wonder het daar genesing gekom. So dis verlede tyd. Maar nou kom ons hier by ander kant die kruis, die opstanding, die klaarplaas van Petrus het goed beleef. Hy sê, jy sê wonder, as ons nie net vergewe, jy sê bloed vergifnis nie, hy sê, maar ons is gesond. Dink vir 'n oomblik, as jy jou kop kan kry om God te glo, hoe ver kan jy gaan? Wie is nog hier so? Ek wil weer die vraag vra. As jy kan kry dat jou denke God se denke word. As jy kan kry jou denke so vernuwe word, verander word, om nie net na sy woord nie, om te dink soos hy dink. Dink net vir 'n oomblik, hoe ver kan jy gaan? Jou grootste doodsteek is jou denke. Jou grootste ding is daai ding, jy weet, daai godsdienst waaruit jy kom, daai godsdienstige goed, jy heeltyd en ek wil hê vanoggend jy moet weet, al presteer jy hoe goed, jy gaan dit in elk geval nie maak nie. As dit nie vir Jesus is nie, is daar geen manier hoe jy dit gemaak het. Jy het 'n persoon nodig, jy het 'n redder nodig, jy het 'n verlosser nodig, jy het 'n saligmaker nodig. As jy hom nie het nie, jy's verlore vir ewig, maak nie saak wat jy doen nie. Hy sê ons beste werke, ons eie geregtigheid is 'n wegwerplike kleed. Is nie goed genoeg nie. So ek en jy het verlosser en saligmaker nodig, en hy sê, selfs ons sondes in die liggaam en die kruis uitgedra. Ons kan nou dit afsterwe, ons kan klaar kry, ons kan vergeet, dis agter die rug, deur sy wonde is julle gesond. Ek dink baie keer is dit daai goed dat ons nie kan heeltemal glo oor die vergifnis wat ons sukkel met genesing. Maar ek wil hê jy moet vanoggend verstaan hier, as jy vergifnis ontvang genesing. Is dit reg so? Vir wie van julle wat hier sit, het die Here al gesond gemaak? Nee. Hou jou hand hoog, hou hom hoog. Ek wil sê, 'n getuienis, die hier sit, die Here het my al genees. Amen. So julle is getuienis dat ek nie lieg nie, dat die woord die waarheid is en dat hy ons gesond gemaak het deur Christus Jesus. So Jesaja 1 vers 18 sê ding. Jesaja 1 vers 18 sê ding. Nou ek haal 'n bietjie uit konteks uit, maar ek wil hê jy moet daar's 'n waarheid wat daar deurkom. En hy sê in Jesaja 1 vers 18, kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlakens, sal wit word soos sneeu, en al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. So hy roep jou vanoggend, hierdie Here, hy sê kom, laat ons die saak uitmaak, kom ons praat met mekaar.
Wie van julle al 'n saak met iemand anders uitgemaak het? Ek sien, party ou so met die vuiste en die ander so met die mond. Maar kom laat ons die saak uitmaak. Kom ons praat met mekaar. Kom ons kom tot by 'n plek wat ons met mekaar kan saamstem oor die ding. Kom ons praat hier oor en die saak wat ek wil uitmaak, al was jou sonde so skarlaken, al was dit so erg dat dit is so rooi soos purper, dit sal wit word soos sneeu, dit sal word soos wol. En raai wie sê dit? Is die almagtige God wat met sy volk spreek daai tyd, en hulle was 'n klomp hardkoppige hoenderkoppe, moeswillige mense gewees. Nou hy sê vir hulle, ek sal julle vergewe. Kom ons die saak uitmaak. So ek wil vanoggend vir jou sê, waar jy ook al is in jou lewe, hy roep jou vanoggend, as jy kom, ek praat met jou. Ek gebruik die ou daarvoor met die wit hemp om vir jou iets te kom sê vanoggend. Ek wil vanoggend vir jou sê, ek het die prys betaal. Dit is afgehandel. Ek hou niks meer teen jou nie. Ek het vir jou verwyder so ver soos die ooste van die weste. Kom. Dat ek in hierdie pad kan loop. Is jy nog by? Wie's wakker? Wie's gereed vir oorwinning hierdie jaar? Kijk, as ons weer hierdie jaar moet gaan met baggage, wat is dit? 'n sak. Ja, al daai goed. As ons nog met dit moet loop, en nog die jaar se goed wat kom, gaan ons dit nie maak nie. Maar as ek en jy reg gee vandag en verstaan wat die Here vir jou sê, vandag. Wat gister is vir ewig verby. Weet jy, elke dag is 'n die skrif sê in Christus Jesus is ons 'n nuwe skepsel. Daai woord nuwe beteken vars, 'n vars skepsel. So in Christus is ek elke oggend vars. Inteendeel 10:00 se kant is ek nog steeds dieselfde. En 12:00 en 3:00 en 5:00 en 12:00 so gaan dit aan. Elke oomblik omdat ek in hom is ek 'n vars, ek is 'n nuwe skepsel. En ek lê kerk, julle ouens begin besef dat elke oomblik en ek weet daar gebeur goed. Maar whatever gebeur, daar's 'n prys voor betaal. Is jy by my? Jy's vrygespreek. En hy sê ek sal nie teen jou hou nie. Kom nou dat ons die saak uitmaak. Hy vertel in vers 4, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertieren en barmhartigheid, daai woord verderf is in, kom ek kyk net gou, wat sê die Engelse daar so. Hy sê iets van hierdie aard, destruction, who redeems your life from destruction. Daai selfde woord kry jy so van, in Johannes 3:16, wat hy sê, van die Here Jesus, jy weet dat, as ons hom glo, dat hy sê, hy wil ons die ewige lewe gee, hy wil ons verlos van die verderf. As hy ons verlos, daai woord verderf is ook, daar's 'n Griekse woord, wat na die Engelse vertaal word, destruction. Hy verlos jou, dat jy destruct, so as jy, ek weet nie hoe werk die Engelse woord, toe Herman hierdie plek gebou het, om geconstructeer, of iets van die aard, maar as jy hom weer balk vir balk, sink vir sink, bout vir bout, moer vir moer uithaal, die mure om so, dis destruction, dat daar niks meer is, dit bestaan nie meer, hy sê, hy so lief het God ons gehad, dat is sy seun gegee, so elkeen om vir hom glo, nie verloor, en daai woord verloor is daai destruction, dat jy nie uit mekaar geskeer word, dat jy voel, jy word boude en blaai uit mekaar uitgeruk nie, dat jy voel, jou hele lewe gaan weg, as jy, hiervoor het hy gekom, dat jy nie daar goed moet belewe nie, maar moet weet van sy goedheid. Hy sê, hier word to redeem your life from destruction. Wie weet, we are redeemed. Daar is 'n ou liedjie, wat die Pinkse mens gesê het, hy sê, I am redeemed by love divine. Net ons 7 ons dat daai area kom, onthou dit. Glory, glory, Christ is mine, unto him I now resign, of wat nou? Ja, zoiets. Man, hy het gekom, hy wil nie jou lewe met mekaar geruk word nie. Hy wil jou huwelik met
uitgeruk word nie. Hy wil nie jy en die kinders in mekaar uitgeruk word nie. Hy wil nie jou liggaam moet in mekaar uitgeruk word. Hy wil nie jou finansies. Hy het gekom om jou te red. Hy wil jou pa wees, hy wil jou vader wees. Hy wil groot dinge vir jou doen. He crowns you with loving kindness and tender mercies. Afrikaans sê in vers 4, hy verlos jou, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Sê saam by, ek is gekroon. Nee, Here Jesus, help tog die kerk. Sê ek is gekroon met goedertierenheid en barmhartigheid. En dis nie my woorde nie. Dis nie my preek nie. Dis Dawid wat die koning is wat weet van krone af. Wat God ontmoet het en wat heerlike dinge van die Here weet. En hy kom, hy sê hy verlos jou van die verderf, maar hy doen nie alleen dit nie, hy kroon jou. Kyk, as ek en jy kan kom met daai ding, sê ek is gekroon met goedertierenheid en barmhartigheid. Dit is nie wat jy gedoen het nie. Jy het dit nie iewers by Checkers gaan koop nie. Of by Crazy Store. Dis die hemelse ding. Wat van God afkom. En hy het dit gedoen. Wil jy vanoggend sy goedheid en barmhartigheid ontvang? Sit weer die Engelse woord vir my daarop. Gooi weer vir my in Engels. Ja. Who redeems your life from redeems your life from destruction. Who crowns you with die Engelse mense kyk is loving kindness. And it's not only mercy, hy sê, as tender mercies. You are crowned. Ons mis hom so, ons mis hom so veel. Hy het goed vir ons gedoen, maar ons voel is nie goed genoeg nie. God het dinge vir jou gedoen, maar ons voel is, dan miskien kan ek my kroon net laat verguld, iewers, dat hy net beter lyk. Ons wil iets bydoen, soos Eva in die tuin, toe die duiwel vir haar sê, nee man, die Here jok vir jou, as jy van daai vrug eet, dan gaan jy soos God wees, en jy gaan dinge doen, en hy wil haar nog verbeter, maar sy was die beste klaar. Maar sy gaan eet van die vrug, want sy wil nog beter wees. Kijk, it is done. You receive it. Loving kindness. Tender mercies. Sê saam met loving kindness. Tender mercies. Hierdie is geesgoed. Jy kan nie in die vlees sien en voel hier's 'n kroontjie ding op jou. That is spiritual stuff. It's in the spirit world. You are a spirit, and your spirit are crowned with goodness and tender mercies and God's love and grace. You are crowned with that. David sê, dis wat hy beleef het, en hy sê van sy gemeente, die Nuwe Testamentse gemeente. Petrus beskryf het, word herhaal in Openbaringe, dat dan die konteks is dat dit kom deur die bloed, deur die vergifnis, het hy ons gemaak, konings en priesters van ons God. Ek weet jy sit langs iemand wat nie lyk soos 'n koningin of soos 'n koning nie. Maar as jy kan sien wat hy sien, dan sê hy het jou gemaak. Jy het dit nie geword nie. Uit jou eie toedoen nie. Jy is dit gemaak uit die Allerhoogste, deur die bloed van die lam, die vergifnis, die my regverdig verklaar. Die regverdigheid wat ek vandag het, is die regverdigheid van God. Paulus sê, ek is regverdig, net so regverdig soos God regverdig is. Daar's geen ander way wie by hom inkom het. Hy verklaar my, die kan wees soos hy is, regverdig soos hy is, soos ek nou. En omdat ek regverdig is, soos hy is, kan ek sy goedheid met sy barmhartigheid beleef, word ek gekroon met al die heerlikheid, goedertierenheid, barmhartigheid. Vers 5 sê, wat jou siel versadig met die goeie, so jou jeug nie word soos die van 'n arend, wanneer jou siel versadig, as ander vertalings ook, wat sê, jou mouth, maar het gaan oor jou mens wees, so dat jou jeug nie word soos die van 'n arend, hy kom doen goed. Dit is 'n maklike een hierdie. Wie van julle het al afgevoel, baie afgevoel, en kerk toe gekom, en
Daar's 'n klomp. Maar terwyl jy is in die woord uitgaan, het jy opgestaan en jy het beter uitgestap as jy ingekom het. Is daar weer hande wat kan? Maar dis wat ek vir jou sê. Jou siel versadig. Versadig is nie uit jou dors geles. Jy het nou net, jy weet, jy het eintlik nog 'n liter water nodig, maar jy het nou 'n half liter dan gekry, so wees nog tevrede. Nee, versadig is too much. Jou beker oorloop. Wie ken Psalm 23? Jou beker wat oorloop. Hy maak jou jeug weer nie soos die van 'n arend. Praat jy met jou geesmens, jou sielmens, jy weet, ek sal nie omgee om weer so jeugtig te wees soos ek op 23 was nie. Maar nou is ek, maar hy doen ietsie in my gees. En ek het ou mense beleef. As ek skies ek op die Andrie se pa weer vat, hy is 94, 95. Wie van julle wat hier is nou 95? Ek hoor die amper jou hand opgesteek. ons voel soms so. 95. Wat interessant is, ek praat nou vir hom, maar ek het nog name, wat ek die jare ontmoet. Wat op die ouderdom goed doen wat die jong mense nie doen nie. Toe die kerk aandag gemarch vir die Bybelgenootskap, hulle gaan stap om geld in sam vir die Bybelgenootskap. Was hy die oom van 95, een van die ouens wat saam hulle gemarch het. Daar's ouens in my ouderdomsgroep, so eentjie oor die 70, wat sê, laat die jong mense march, ek het klaar gemarch. Dis hulle beurt, hulle gaan, ek bly by die huis. Dan is ouens van 95, wat se lewe weer niet geword het, soos die van 'n arend. I can fly again. I can go much higher. I can do it. Kan weer gaan stap. So wat ek julle vertel, wanneer ek en jy met hom besig is, gebeur daar iets in ons gemoed. Is die in Jesaja 40, daai laaste verse, en die wat die Here wag, kry nuwe krag. Hulle wandel en hulle word nie moeg nie, en hulle hart word nie mat nie, maar hy sê, maar hulle vaar op, soos met die vleuels van 'n arend. Daar's iets wat gebeur. Kyk, wanneer jou gees vernuwe word, wanneer jou gees gestig word, jou denke saam met jou gees stem en een word met jou gees en hoor wat die Here sê. Hy sê, dan vlieg jy soos 'n arend in die hoogtes. Dan word jy nie moeg nie. Jy hardloop en jy wandel, hy sê, selfs die jong mense word moeg. Ja, hulle struikel selfs, maar die wat op die Here wag. En geliefdes, of jy nou jonk is en of jy oud is, as jy op hom wag, kry jy nuwe krag. Gaan jy baie verder as jou drome. Gaan jy baie verder en gaan jy sy heerlikheid aanskou. Hy sê in vers 6, die Here doen geregtigheid reg aan almal wat verdruk word. Hy het Moses sy weer bekend gemaak. Ek wil net die vers 6 net weer kyk asseblief. Die Here doen geregtigheid en reg. Hy doen dit. Moses het sy weer bekend gemaak. Die kinders van Israel sy dade. Vers 8. Barmhartig en genadig is die Here. Lankmoedig en groot van goedertierenheid. Barmhartig. Genadig is die Here. Dis die Here het ons net in die begin gesê, wie se koninkryk in ons is. Hy wil by ons kom woon het. Hy is barmhartig, hy is genadig, hy is lankmoedig, groot van goedertierenheid. Wie is dankbaar daaroor? Kerk, dis die God wat alles gemaak het. Nou toe die kinders hier was, toe kyk ons op die computers en die goede oor die heelal, ons kyk dinge, dan raak jou asem weg as jy begin getalle hoor en goed, daar's te veel nulle. Wie het gedink 'n nul kan 'n ou confuse? Maar daar's ver te veel nulle aan die nommers wat hulle jou gee. Ek kom nie meer daarby nie. En al hy goed, dan sê hulle, dit is net hier in ons deeltjie van die heelal. Daar's goed daar buite. Ek praat van die God
die skepper, wat daai goed gemaak het. Wat in staat is om jou soos 'n vlooi dood te druk. Wat jou asem so uit jou neus uit kan wegvat. Wat jou in die hel kan gooi en jou vernietig. Hy kan jou oorgee aan verskriklike straf. Hy kan enig ding, maar kom die skrif en sê, hy, plek van daai goed, plek van is hy barmhartig, hy's genadig, hy's lankmoedig, hy's groot van goedertierenheid. Wie is nou dankbaar daarvoor? Want as hy, ja, daar is so goed, ek wil jou lees, voor ek nou voor uithaal. Hy sal nie vir altyd toos en vir ewig toren bou nie, because waar hy die prys betaal. Hy handel nie met ons na ons sondes en vergeld ons nie ons ongeregtigheid nie, wie is dankbaar daaroor? Ek meen, hier vir ons, as God my moes deel, na my sondes en ongeregtigheid, dan het ek groot moeilikheid. Maar hy doen dit nie. Want so hoog soos die hemel bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver soos die hemel van die aarde af, so is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. En ek het ook aan iets gesels weer in die week, maar daai vrees is nie 'n angstige vrees nie, jy weet. Is nie so iemand wat bang is vir 'n leeu nie. Daai vrees is respek. Eerbetoon, dit kom by soos 'n aanbidding. Dis waaroor dit gaan. Dit kom langs mekaar. As jy hierdie een, met ander woorde, jy erken hom as God. Jy erken hom as die genadige, barmhartige, goedertierende Here, die een wat vol goedertierenheid, genade en barmhartigheid is. Jy erken hom so. Jy glo hom so. En hy sê vir ons hierdie ding. Hy sê, want so hoog is die hemel bo die aarde, so geweldig oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyder is van die weste, verwyder hy ons oortredinge vir ons. Soos 'n vader hom ontferm oor kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Vanoggend se manne, as julle daarna gaan luister, sal julle dit daar kry. Maar as jy soos 'n vader hom ontferm, 'n vader hom ontferm, is 1 Johannes 3, ek het ook vanoggend gelees, dan sê, God het sy liefde so aan ons bewys, dat ons kinders van God genoem kan word. As kinders kan ons sê, Vader. Hier kom hy sê soos 'n vader hom ontferm oor die kinders. Hy ontferm hom oor die wat hom respekteer. Eintlik hy woord vrees beteken, wat hom erken as God. Wat hom erken as Vader. Wat hom noem Vader. Want hy weet wat 'n maaksel ons is. Gedagtig tot stof is. So, in my vertaling sal sê, hy weet wat 'n klomp twakke ons is. Die mense soos 'n gras, hy daar, so die blom van die veld, so bloei hy. As die wind daaroor gaan, is hy nie meer, sy plek ken hom nie meer, maar die goedertierenheid van die Here, die ewigheid tot ewigheid, oor die wat hom vrees, en sy geregtigheid vir kinders. Sy goedheid is van ewigheid tot ewigheid. Van jou begin van jou geslagte tot die einde van jou geslagte. Van die begin van die skepping tot in ewigheid. Is sy goedertierenheid. Vir ewig tot ewig, die wat hom vrees. En sy geregtigheid. Hy sê, self jou kinders, jou kleinkinders, self jou agterkleinkinders, sal daarin deel. As ons het lief is vir twak. En van die twak is daai tekste wat daar in Deuteronomium is, wat sê, jy weet, jy word vervloek tot in die 3de en die 4de geslag, en almal in die 3de en die 4de geslag het. En kinders, as jy weergebore is jy 'n nuwe skepsel, jou geslagte is gone. Die skrif sê, God sal self jou kleinkinders seën. Wie is nog hierso? Ek net vir jou sê, hy speel nie speletjies, hy bedoel dit. As jy hardkoppig is, vol nonsens is, en jy nie van mense hou nie, die van jou kleinkinders hou, en wat ook al glo, dis jou saak, jy weet, loop met daai pad, dis 'n pad van ellende, en die einde daarvan ellende, maar jy moet glo, ek is 'n nuwe skepsel, en sy belofte is, goedertierenheid, van die ewigheid tot ewigheid, vir my, wat hom erken as God, erken as Vader, die een wat voor hom neerbuig en sê, you are my Lord and King, everlasting, to everlasting, en sy goedertierenheid is vir kinders. Ons worry baie keer oor hulle, maar daar is 'n goedertierenheid van God, wat kinders agtervolg. Lank na die ouers weg is, dan sy goedheid nog daar.
Lang na die opa en ouma weg is, is die goed en tiere net nog daar. Ouma en opa grootjie weg is, is die goed en tiere net nog daar. Want dit is sy belofte vir sy kerk. Wie is nog by my? Vers 18. Vir die wat sy verbond hou, en as vir vele dink om die te doen. En asseblief, ek net nou in die begin gesê, met hierdie teks in gedagte, moet toch asseblief die Moses se goed gaan haal. Die verbond wat hy praat, is die nuwe verbond. Die nuwe verbond wat Vader met sy seun Jesus gesluit het. Nie met Moses nie, nie met een of ander kerk nie, een of ander organisasie, verbond tussen Vader God en sy seun het hy verbond gesluit. En daardie verbond wat hy gesluit het, is vir ons, namens ons, hy is die een, nou kyk jy die Afrikaanse woord nie, maar hy is die een wat die verbond, ag Here Jesus, ek ken die Engelse woord, maar soos Moses, het hy gehad, met hom gehad, en die Moses gepraat, maar toe kom die Here Jesus, as 'n nuwe verbond, en die verbond wat Vader met sy seun sluit, is, dis die borg, hy is die borg van die nuwe verbond. Hy staan borg vir die nuwe verbond. Hy staan tussen ons en God, hierdie Here Jesus, ons verlosser en saligmaker. En ek wil jy verstaan, dit is daardie verbond wat ek van praat. Om sy bevele, om die leiding van die Gees te volg, om te hoor wat hy vir jou sê. Hy sê, die Here het sy troon in die hemel gevestig, sy koninkryk heers oor alles. Sê saam by oor alles. So is not one day, hy sê, koninkryk is die hemel. Maar wat sê hy verder? Hy sê, koninkryk heers oor alles. Die hemelse koninkryk, wat aarde toegekom het. Hy kan net heers, as hier 'n koninkryk is. Hy kan nie oor alles heers, waar sy koninkryk nie is nie. Hy heers net oor daar waar sy koninkryk is. Wie weet waarvan praat hy? So, hy het gekom in sy koninkryk, en ons harte kom sit, die hemelse koninkryk, het na ons toe gekom, hy het sy hemel na ons toe gebring, hy het sy koninkryk na ons toe gebring, hy heers in ons, hy lewe deur ons, hy kom vestig by ons, en hy heers oor alles. Loof die Here. Louis het hier een opbeet gehad vanoggend. Sy engele. Nou het hy eers oor sy siel gepraat. Nou gaan praat hy met 'n klomp ander mense. En engele. Hy sê, is kragtig helde wat die woord volbring en gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Loof die Here al sy leerskare, ons ook. Sy dienaars wat sy welbehaag doen. Loof die Here al sy werke op alle plekke van sy heerskappy. Loof die Here oor my siel. Kerk. Ek wil graag net iets sê hier op die einde. En wat ek wil sê op die einde is, daar's 'n teks in Jesaja, wat ook in Matteus weer gesê word. Maar hy sê iets dit in Jesaja, omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en my eer, met hulle lippe, terwyl hulle harte van my hou, so het hulle vrees vir my 'n aangeleerde mensegebod is. As iets wat ek net sê oor daai vrees. Hy sê, as mense, en Here Jesus sal het weer aan later, en hy sê hierdie ding vir ons, dat, kan ek Afrikaans praat? Ek wil nie aanstoot neem nie. In Afrikaanse vertaling haal meer bekkes binne goed. Onthou jy goed? Tjekke, maar hier binne kan jy, man van ander, ek gaan vir jou voet, ek jou net in die hande kry. Dan maak jy hekkie ook voor hom en draai om, hulle gaan in die huis en dan, hy het dit nie so nie. En dit is baie keer so, ons sê baie goed met die mond, maar hy sê, hulle sê met hulle mond, hulle vrees my, hulle sê met hulle mond, ek is hulle vader, hulle sê met hulle mond, vergifnis, hulle sê my mond, al die goed, maar hulle hart, hierdie goed, die binnekant, die staan aan een kant, en becheck net die mond wat so baie praat. Hy sê, want dit is 'n aangeleerde mense storie. So, selfs 'n papegaai kan leer praat, het jy geweet, maar nie bedoel wat hy sê nie. En soos mense ook die ding aangeleerd, en ek wil die kerk vra vanoggend, kerk, kom ons praat hier net nie. Dat dit ons praat uit die koninkryk uitkom. Dat dit ons praat uit ons geesmens uitkom.
Dat dit hier vanaf kom, wat jou hart vol is, waar jou mond uitkom. En nie net 'n gejap nie, maar dis as gevolg van 'n oorvloed van God se goedheid en barmhartigheid en genade en sy ewige heerlikheid binne my, wat die goed uitkom, en daarom het dit 'n effek en gebeur dinge in mense se lewens. So ek wil vir die kerk aanmoedig, dat ons nie kom op so 'n plek, dat ons, weet, Jesaja 40 sê ook hierdie ding, met wie sal julle my vergelyk, dat ek net so kan wees? Daar is niemand met wie hom kan vergelyk. As ek eens nou sy naam weer so 'n paar keer noem, ek en hy het hierdie week so vir 2-3 ure saam gekuier, verskriklik baie goed gepraat. Maar onder andere kom ons oor hierdie goed gepraat, oor hierdie groot God, en die goed wat ons sê, en dit wat ons glo, en dink ons glo, en nie glo nie, en dit het my laat wonder hierdie goede, dan vra jy die vraag, met wie wil jy my vergelyk? Ons sê baie keer, jy weet, nou daar is 'n sekere waarheid in, maar dis nie die waarheid, die hele waarheid nie. Weet, omdat my pa vir my goed was, daarom sien ek my God as 'n goeie vader. So ons het iemand met wie ons wil vergelyk. God is soos my pa was. 'n Vaderskap kom nie van jou pa af. Die eerste plek waar vaderskap begin, is by die hemelse Vader. Is jy by my? So lief God jou, so het sy liefde bewys, dat jy nou 'n kind van God genoem kan word. Hy is jou Vader, hy is die rolmodel, hy is die begin en die einde van vaderskap, hy is die Vader, hy het 'n seun weer vir ons gegee, hy is die Vader, en ek wil hê jy moet verstaan, hy vra vir jou, met wie wil jy my vergelyk? So, ek wil daai ding ook uit ons hart en koppe uitkeer, daar's niemand met wie hom vergelyk en sê, hy so, of hy so, jy weet het, en met my, daar is nie 'n mens op aarde nie. Hy is die absolute Vader. Is hy nog met my? Ek wil hê, net voor ons gaan afsluit, wil ek hê met hierdie gedagtes hê, hierdie groot God, wat Dawid hierdie Psalm 103 van oorskrywe, kom en hy is die een wat heerlikheid en kragtig is. Hy sê so, weet, ons as vaders kan vir jou belofte maak en dit nie nakom nie. Nie omdat ons nie wil nie, net omdat ons nie kon nie. Nie omdat jou lief het nie, ons kon net nie. Maar hierdie Vader, sy beloftes is ja en amen in Jesus Christus. Hierdie Vader wat hy gesê het, sal so wees. Dit verander nie. En ek wil hê vanoggend verstaan dat jy hom nie met iemand kan vergelyk nie. Hy is die enigste een. Hy is die model, hy is die heerlikheid, hy is die krag. Dan sê Eksodus 15 vir ons. 15 vers 11 sê, o Here, wie is soos u onder die gode? Wie is soos u verheerlik in heiligheid? Gedig en roemryke dade, en een wat wonders doen. So vanoggend wil ek daai teks in jou hart los, vir ons huis toe gaan. O Here, wie is soos u? Onder die gode. Dis 'n lied wat Moses die volk laat sing het. Hulle sê, is 'n lied van Moses. Wie is soos u? Daar is op die aarde so iemand, jy kry hom nie. Koning Dawid was nie soos hy nie. Jy kan hom nie gebruik nie. Jy kan nie sy seun wat Salomo gebruik nie. Wat sy sterk man Samson, jy kan hom nie gebruik nie. Daar's geen ou wat jy kan gebruik en sê, so is God nie. Met wie hom kan vergelyk nie. As nie so iemand nie. Hy sê, wie is soos u onder die gode? Daar is nog 'n ander een wat wie is soos u, verheerlik in heiligheid. U is gedig in roemryke dade. U is een wat wonders doen. Dis hierdie een wat sê, ek is jou pa, ek is jou vader, ek is jou God. Kom ons die saak uitmaak. Al het jy moeilikheid gehad, man, ek was jou wit, ek verklaar jou regverdig, jy's my eie. Ek het vol genade en goedertierde en barmhartigheid, en dit sal nooit van jou weggaan, van ewigheid tot ewigheid. Ek bedoel dit, dis nie net vir jou nie, maar bereik selfs jou kindskinders. Jou agterkleinkinders. So, praat met jou siel, praat met jouself.
Nou maak jy weer oop net voor ons huis toe gaan, Psalm 103 weer. Vers 2. Loof die Here o my siel. Vergeet geen een van sy weldade nie. As jy vanoggend hier uitstap, moet nie vergeet nie. Daar kom winde wat jou aanveg. Daar kom rekeninge. Daar kom doktersgoed. Daar kom kinderstories. Daar kom laster. Al die goedes, dit is daar, maar hy sê moenie hom vergeet nie. As ek en jy in hom vashou, is hy die verlosser, daar is niemand wat kan verlos en niemand wat kan red soos hy. Jare terug, het in die begin 90's, het ons weer goed gegaan. Ek en Rita het goed gegaan. En ek was in 'n plek, in 'n slegte plek, slegte toestand, dat van my pastoorsvriende voor gesê het, jy weet, jy het jou chips gehad, jy is uit, jy gaan nooit weer preek nie. Vir my gesê, jy weet, jy is goed genoeg, jy kans is goed dat jy hel toe gaan. En teendeel van my vriende, hulle wat my vriende was, toe jy nog gekyk wie hulle is, het hulle rug gedraai op ons, vreselike goed gesê. En ons was redelik alleen, en ons bly in 'n vreemde huis, op 'n vreemde plek, met vreemde mense, verskriklike omstandighede. En toe gebeur daai aand iets. En ek sit in die sitkamer en bid. Vir die eerste keer in 'n lang tyd ek nou weer bid, want ek was redelik nie lekker nie. Eerste keer. En ek hoor duidelik, hy sê vir my, as jy wat weg was, nie ek nie. Onthou die teks wat sê, ek sal jou nooit begewe en nooit verlaat nie. Maar al gaan jy deur die dal van doodskade weer, ek is met jou. Op die einde, dek ek 'n tafel voor jou, en al jou vyande sal dit sien. Ek wil iets sê, waar ons daai aand was, en waar ek vandag is 2 wêrelde. Ek kan amper nie dink dit bestaan nie. Ek kan nie amper glo, ek was ooit daar gewees, as ek kyk waar ek vandag is. Hy het gekom, en daai dag het hy 'n ding kom doen, daai ding wat hy vir kon sê, ek het jou nooit gelos nie. Al het wat gebeur, ek het jou nooit gelos nie. Ek wil net vir jou sê, die grootste persoon in heelal, het my nie versaak nie, my nie gelos nie. Waarever jy is, sê beloftes, ek sal jou nie begewe nie, en ek sal jou nie verlaat nie. Ja, ek gee hom waar hy is. Hy is groter. Ek gaan nie oor die hele getuienis praat, ek wil net vertel, ek was op 'n plek, die getuienis sê, ek is op 'n ander plek. Die ou ding het verby gegaan. En kyk, alles het niet geword. Kom ons bid saam. Dankie, Here Jesus. Ja, ek is hier by my en ek weet ek laat weggaan nie. Hier is goed wat met die Almagtige te doen het. So op sy eer en sy heerlikheid. Die iemand te sê, ons vrees God, nie die vrees van angst, maar van erkenning en sê, ja, daar is niemand soos U nie. En ons gaan hierdie jaar nou in. En waar ook jy gaan vandag wil ek hê, moet jy weet, die Here sal jou nie begewe en verlaat nie. As hy my die modder en doen die selfe met jou. Dis is die selfe. Ek hoor soos in my gees, as 'n aand toe ek bid, en vir julle bid wat vanoggend hier sou wees. Is daar 'n ding wat in my gees gebeur, en as die gees sê, my ding wys, iemand wat met die gesig in die hande sit. Gesig in die hande, en jy huil nie. Die Bybel praat van ween. Daar is seer, daar is stikkend, gebreek, hopeloos. Geen verwagting nie. Voel of alles tot 'n einde gekom het. Is geen hoop meer nie. Ek ervaar dit aan terwyl ek die gemeente bid.
Ek weet nie wie so 'n persoon by ons is vanoggend. Maar in die kruis roep hy uit, my Vader, waarom het U my verlaat? Daardie ding het gebeur, sodat jy vanoggend kan weet, sy belofte is, maar vir jou nooit verlaat nie. Vir jou sal ek nooit verlaat nie. Waar ook al jy vandag as sy belofte is, ek sal jou nooit verlaat nie. Is jy nog by my? As jy vanoggend by my was, en gehoor het, wat Psalm 103, loof die Here o my siel. Vergeet geen een van sy weldade en al hy goed, wat hy vir ons sê deur die hele Psalm. En jy sê, Lord, I take it all. Psalm 103, the whole thing is for me. Here, ek dank U, dat U goedheid, tierenheid en barmhartigheid ewig is, dat ek vergewe is. Wil jy net daar waar jy sit, asseblief, ek speel die speletjies hier, hoor wat ek vir jou sê, jy sal het nodig in 3 jaar, net jou hand opsteek en sê, ek en die Here, ons hart op die reesies, ek en die Here, ons gaan klaarmaak, ek en die Here gaan ons wenners aan die kant uithardloop, want in Christus is ek meer as oorwinnaar. Hou net jou hand af, ek speel nie speletjies hier, ek is ernstig met jou, daar sal 'n dag kom, hierdie oggend onthou, wat jou hand opgesteek het. Sê ek sal onthou, ek en die Here, ek en die Here, Vader, kyk hulle ons hande opsteek, dat U en hulle die reis klaarmaak, dat U en hulle die deurbrake belewe, dat U en hulle oorwinning op oorwinning sal beleef, dat U en hulle die heerlikheid sal beleef van die Almagtige. Dankie wat U nou vir hulle doen. Ek dank U vir hulle. Daar waar jy sit, jou hand is op, sê dit amen, ek ontvang dit. Amen, let it be, in Jesus' name, amen. Amen. Baie dankie. Voor ons huis toe gaan, as daar iemand is wat siek is, en jy het 'n pyn of as goed wat nie lekker is,